paar gedagtes wissel. Ons is nou in die kerklike jaar in die tyd van die werking van die Heilige Gees. Ons het so 'n paar Sondae terug het ons Pinkster gevier, die uitstorting van die Heilige Gees, en nou is ons besig met die werking van die Heilige Gees. En dis juist waaroor hierdie teks praat en waarby die tema gaan aansluit vanoggend. So ons gaan ons gedagtes bietjie daar rondom wissel. Ek wil gou hoor, is hier enige besoekers vanoggend? Nee, ek wou sê jy sal uitstaan soos 'n seeroog. Dan die verjaarsdag. Is hy, ja, hy is. En nou kan ek nie JP en gaan jy weer help? JP en Marga. Dankie. Ek bly vergeet. Vir vreugdes, verjaarsdag. Baie geluk aan almal wat hierdie komende week verjaar. Mag dit vir jou 'n mooi en geseënde dag en jaar wees. En mag julle in hierdie nuwe lewensjaar ook die nabyheid en die liefde van ons Here Jesus ervaar. 24ste Herman Cornelius. 26ste Tia Nieuwoud. Julle moet julle hande opsteek. Ek ken julle as oom en tannie. Daar so sit die tannie. Sy gaan nou vir jou wys. Die 28ste Cathy Lou. Die 29ste Nelly Du Plessis. En dan ook die 29ste en die 29ste is Eckhart en Mieke Nagel. Nou ek weet hulle is hier. Ek is nou net onseker of ek die chocolates nou moet gee of na die tyd. Lania is baie gretig om hulle nou te kry. Kry hulle gewoonlik dieselfde of nie? Ek gaan soek. Hier het ek 2 crunchies. Baie geluk met hulle 2 se verjaarsdag. Dankie Marga, sal jy daar of daai oom en tannie daar agter van. Ja, gee vir hom. Gee vir hom enetjie en vir sy sussie enetjie. Goed, baie dankie Marga. Is hier enige hartseere wat ons van moet weet? Nee, goed. Is hier enige vreugdes wat julle wil deel? Ook nie, goed. Dan bly julle 2 staande. Goed. Baie dankie vir julle 2 se hulp. Kom ons neem 'n oomblik en dan word ons stil en ons stel onsself in om die woord van die Here ook vanoggend te hoor. Die Here het op 'n keer gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons sing. Ons gaan tot lof van die Here sing. Baie dankie vir die musiekspan, vir julle voorbereiding. Kom ons sing vanoggend lekker saam. Dankie, ek het gedink om as ek die mikrofoon is sodat die inluister
luisteraars dit ook kan hoor, net so 'n bietjie terugvoer te gee oor Robert, toe Dolf nou sê die hartsere, en die vreugdes. Ons weet Robert is in die hospitaal vir chemo, kanker wat hy het, leukemie. Robert wat altyd die bys speel, vanoggend het ons vir Eamon, wat vir ons die basgitaar gaan speel, baie mooi. Dit gaan met Robert relatief goed. Toe ek verlede Vrydag by hom was hy baie moeg en nie goed gelyk nie. Nou Vrydag, toe ek weer by hom kom, toe sê hy vir my, kyk hier, niks is by sy poorts in nie, die infeksies het alles verdwyn, bedaar, die chemo, geeline nog natuurlik vir hom, maar sy die regte bloedtellings, ek weet nou nie wat dit is wat moet opgaan nie. Die regtes is op en die kanker is af, so ons prys die Here daarvoor. So wanneer ons die eerste lied sing, dan dink ons ook aan Robert, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun. Kom ons staan, dan sing ons vers 1 en 2. Maar
Samuel, spreek Heer, want die kinders luister, of die dienskneg in die Bybel luister. Terwyl ons net so bly waar ons is, kom ons sluit die oë en ons bid saam. Ons almagtige en liefdevolle Vader, ons dankie dat ons vandag weer hier in U huis by mekaar kan wees. Hier waar ons voor U kan stil word en weer in oorgawe ons lewe aan U kan gee. Waar ons opnuut weer kan bewus word van U teenwoordigheid in ons lewe. Ervaar hoe U met ons besig is. Gee Here dat ons ook minder van onsself sal wil hê en meer van U. Dat ons minder soos hierdie wêreld sal word en meer soos U sal word. Dat U Gees ons lei en ons vorm. Dat ons weet, ons is vry omdat ons Here lewe. Ons dank Here dat U ons deur hierdie week kon lei en kon stuur. Dat ons weer
rigting kon vind, omdat U die kompas in ons lewe is. Maak ons vanoggend rustig, ons gemoedere, dit wat so in ons kop maal, dit wat in ons gedagtes aan die gang is, maak dit stil. En gee dat ons U woord kan hoor, dat U woord sal inslag vind in ons lewe en in ons hart sal tuiskom. Gee dat ons U naam bely elke dag en waarlik uit dankbaarheid leef, omdat ons kan getuig, ons Here Jesus Christus leef. Ons dank U, Here, vir alles wie ons is en wat ons is. Dat U ons elkeen uniek maak. En dat ons in ons uniekheid nog steeds almal 'n funksie in U liggaam, wat die kerk is, kan hê. Seën ons, Here, dat ons verander tot seën kan wees. En gee dat U lig deur ons sal skyn. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Goed, vriende, soos ek gesê het, ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Die van julle wat wil saam lees, in my Bybel is dit bladsy 227, natuurlik van die Nuwe Testament. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot en met vers 11. En die opskrif wat die vertalers vir hierdie teks gegee het, is die verskeidenheid van geestelike gawes. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê, julle moet weet dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dieselfde Gees wat dit gee. Maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dis dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Net tot sover lees ons saam, gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, dit glo en ook sy of haar lewe daarvolgens inrig. Soos ek gesê het, broers en susters, ons tema vir die prediking is my identiteit. Wat is my identiteit? Hoe lyk my identiteit? As een van julle spaarstel kontaklense het, laat weet my ook asseblief. Dan kan ek ook dalk beter sien vanoggend. Maar hoe lyk my identiteit? Ons as Christene, hoe lyk ons identiteit? Hoe lyk die res van die wêreld se identiteit? In Suid-Afrika het ons nog die
boekies gehad, identiteitboekie en toe later nou 'n kaart. Hierso het jy net 'n lisensie wat nou maar eintlik maar alles vir jou sê wie jy is en wat jy is en waar jy bly in. Maar dis jou identiteit. As iemand vir jou vra, waar bly jy? Wat se tipe kar kan jy ry? Hoe of wat ook al? Dis alles op daardie kaartjie. As jy eendag iets oorkom en hulle kry daai kaartjie, dan weet hulle. Hierdie is Dolf Bester en hy bly by hierdie adres en wat alles. Maar hoe lyk ons as gelowiges se identiteit? Wat sê ons geloofskaartjie? Nou ek wil begin deur vir julle 'n verhaal te vertel van 'n skilpad. Eendag was daar 'n skilpad en hy het alleen in die veld gebly. Hy het rondgeloop en hy het al die ander diere gesien. Hy sien hoe hardloop die hase verby hom. Hy sien hoe hardloop die jagluiperde. Hy sien hoe klim die apies die boom. Flink en vinnig. Alles gebeur vir hom so oulik. En hy dink maar, hoekom moet ek wat skilpad is so sukkel? Hoekom kan ek nie vinnig hardloop nie? Ek stap maar stadig. Hoekom kan ek die boom klim nie? Hoekom kan ek nie vlieg nie? En skilpad besluit, vandag is die dag wat hy uit sy dop uit gaan kry. Want hierdie dop hou hom terug. Hierdie dop maak hom stadig, want hy moet hierdie geweldige dop saam met hom dra, en dit hou hom net terug. So kruip hy uit sy dop uit, en hy hardloop in die veld rond, en al wat 'n paadjie is, en hy is amper soos, as die kinders omtrent hierdie grootte is. Hardloop hulle en sê, kyk pappa, kyk hoe vinnig is ek. Kyk jy vir my nie. Nee? Hardloop skilpad op en af. En in een van hierdie paadjies wat hy inhardloop, hardloop hy 'n hond vas. En hy besef maar, hier moet hy wegkom. En hy draai om en hy hardloop, en hy kruip weg agter 'n muur so op en die hond is verby hom. En hy voel maar sy hart klop amper hier uit sy borskas uit, en met die volgende hoor hy iets hier bo hom ronddraai en hy sien 'n skaduwee oor hom kom. En toe hy opkyk, toe sien hy hier's 'n valk. Hy skrik so groot, hy hardloop en hy spring in die eerste gat in wat hy kan kry. En daar hoor hy 'n geluid hier agter hom. En hy skrik vir hom oor 'n mik, want hy weet nie wat dit is nie, want dit is donker. Hy hardloop reguit terug na sy dop toe, klim terug in sy dop, en sê, maar ek, wat 'n skilpad is, sal maar 'n skilpad bly. Hierso is ek veilig, in my dop, ek is beskermd. Niks kan by my uitkom nie, niks kan my seermaak nie. En ek wonder, hoeveel keer doen ons presies dit? Hoeveel keer sê ons maar, ek wil groter en sterker en vinniger wees. Ek wil soos daardie persoon wees. Ek wil soos hierdie en daardie wees. Wat ek met hierdie verhaal vanoggend wou regkry, was om julle so 'n bietjie aan die dink te sit, na die teksgedeelte wat ons gehoor het. Iewers moes ons die kolletjies bymekaar laat uitkom om 'n prentjie te vorm. En na ek die kolletjies aan mekaar verbind het wat ek in die teks gesien het, het my prentjie dalk op iets soos hierdie uitgekom. Elkeen van ons is uniek, met ons unieke gawes, en dit kan ons alleen wees deur die werking van die Heilige Gees, en dan eintlik deur God. Ons is in ons geestelike lewe, is ons uniek, deur ons denke, deur ons aanbidding, is ons uniek. Wat ek probeer sê is, ek vind my identiteit in en deur God.
Op geen ander manier nie. Ek is soos ek is, omdat ek 'n kind van God is. Ons lewe in 'n tyd waar omtrent elke kind en kan ook so wees, volwassenes opkyk na sportsterre en aktrises en akteurs en realiteitssterre en wat dit ook al mag wees. Ons kyk op na hulle en ons dink, wow, ek wil dit hê. Ons sien die uiterlike glans, maar die res sien ons nie. Ons as volwassenes dink dalk baie keer, ek wil so suksesvol wees soos Elon Musk, of ek wil 'n golfstok kan swaai soos Ernie Els. Of ek wil kan kos maak soos Jamie Oliver. Wat dit ook al mag wees. Dan kom ons eintlik by die vraag uit. Jaag ons ander se lewe van roem en glans so na, dat ons dikwels vergeet wie ons self is. Verloor ons eerder ons identiteit as wat ons dit vind. Is ons so 'n spesialis oor iemand anders se lewe, dat ons hulle voorskryf hoe hulle gawes moet aanwend of moet gebruik. En dit is presies wat in Korinthe gebeur het. En daarom skryf Paulus hierdie brief aan hulle. Die Korintiërs wat uitgemunt het, of dan nou gespesialiseer het in wysheid en wetenskaplike kennis en die redenaarskuns en filosofie en wat nog meer. Hulle het besef dat hulle iets uniek het. Maar hierdie gemeente waarvan ons lees en waarvoor Paulus skryf, is heel moontlik nie die geval binne die gemeente nie. Hulle besef dat as hulle iets kon kry om in uit te staan, hulle geen indruk sou maak nie. Die mense sou hulle prediking nie aanvaar nie en so sou hulle geen bekeerlinge gekry het nie. Hulle moet iets kry wat hulle bemark om dit so te stel. Toe het hulle na die genadegawes van die Heilige Gees begin gryp om hulle self as te ware te bemark. Om te sê, maar kyk hierso wat se gawes het ons. Kyk, ons het ook dit. Ons het ook hierdie. Ons kan vir jou hierdie bied. En dis vanselfsprekend dat hulle die gawes wat die mees opsienbare en die buitengewone was, sou aangryp en bo aan hierdie lys geplaas het. Gawes soos profesie en genesing, maar veral dan ook die gawe van in tale praat. Hulle kon nou vir die Korintiërs sê, julle wat oor hierdie wetenskaplike kennis beskik, julle wat oor hierdie verskriklike filosofiese denke beskik, julle wat hierdie redenaarskuns bemeester het. As jy in tale kan praat, of profesie kan gee, of iemand dadelik kan genees, dan, en alleen dan het jy die Heilige Gees. Dis hoe hierdie mense geredeneer het. Jy moet iets indrukwekkend doen. Hulle het dalk geredeneer, jy kan ryk wees, maar kan jy in tale praat? En hulle het gesê, julle is nie organe waardeur God praat nie, want julle is nie met die Heilige Gees vervul nie. En hierteen het Paulus homself baie sterk uitgespreek. En hy het vir nederigheid gepleit onder hierdie gemeente. Niemand kan homself daarop roem dat hy 'n sekere gawe ontvang het en 'n ander nie. Niks
maak my beter omdat ek 'n sekere gawe ontvang het en die volgende persoon nie. Want alle gawes is deur dieselfde Gees gegee met dieselfde doel. Die spreek in tale is nie die vernaamste gawe nie, maar die gawe van die liefde is. En Paulus staan 'n hele hoofstuk 13 af, ons almal ken 1 Korintiërs 13. Hy staan dit af aan die liefde. Paulus sê, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n klinkende metaal en 'n galmende simbaal geword. Met ander woorde, jy maak net geraas. As jy dit sonder liefde doen, maak jy net geraas. Beste voorbeeld wat ek julle kan gee is, dis so goed ek tel hierdie gitaar op vanoggend en ek probeer vir julle 'n sinvolle wysie speel. Dit gaan net geraas wees. Net so, wanneer ons optree sonder liefde, maak ons net geraas. Wanneer ons gawes wil uitleef sonder liefde, is dit net geraas. Die gemeente moet ophou om 'n geraas op te sit oor hulle wonderlike gawes, want die liefde ontbreek in geheel by hulle. Die Korintiërs het hulle eie identiteit so verloor, dat hulle self nie meer weet wie hulle is of waarvoor hulle staan nie. Dis nie net 'n probleem wat ons aan ons tyd kan toeskryf nie. Vandag het ons as mense ook ons identiteit verloor. Ons weet nie meer wie ons is en waarvoor ons staan nie. Ons gaan maar net saam met die vloei van die water. Ons moet die geleentheid in die kerk skep om hierdie gawes wat ons het aan te wend. Binne die kerk, maar ook buite. Ons het almal die gawe van liefde ontvang. Kom ons gebruik hierdie gawe tot voordeel van die kerk en van God. Deur in die kerk vir mekaar om te gee, sal ons sien dat ons ook toegerus sal word met ander gawes. Skielik sal ons ervaar dat ons dalk ook 'n gawe het om met siekes te werk, met eensames te werk, met kinders te werk. Hoekom vat ons nie die kans en ons ontdek ons gawes nie? Ons gaan word stil by die Here en ons vra die Gees om ons te lei, om ons te wys wat is hierdie gawes wat ons het. Want wanneer ons met die Here besig is, dan kan ons ook met die kerk besig word. Maar ons moet eers met die Here besig word. Wanneer iemand besef dat hy of sy 'n gawe het, dan is dit ook hulle verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees aan die Gees en daardie gawe aan te wend in diens van die Gees. Ons moet nie dan wegkruip en sê dat ons nie dit of dat kan doen nie. Of dat ons nie tyd het nie. Wanneer ons nie woeker met die gawes wat ons ontvang het nie, dan sal ons agterkom dat ons op 'n dag nie meer daardie gawe het nie. Dan sal die Gees dit ook van ons wegvat. Kom ons vind weer ons identiteit deur die Gees in God en ons laat dit in ons lewe sigbaar word. Ons is almal soos die skilpad, uniek geskape deur God. Ons is in liefde deur Christus verlos en ons word daagliks toegerus deur die Gees met die gawes en die middele
Kom ons vind ons identiteit deur die Gees in Christus en wees werksaam net soos wat hy in ons werksaam is. Ons hoef nie te verander nie. Die Gees van God sal ons verander. Soos Paulus skryf, om lewende en heilige offers te wees. Daagliks. Elke dag. Hoekom is dit vir ons as mense dikwels makliker of beter om soos iemand anders te wees? Dalk moet ons ook eers so skilpad weerloos en bang en kwesbaar wees voor ons besef wat God in ons lewe wil hê. Hy verander my denke en my dade om hom te verheerlik in my daaglikse lewe. En daarom kan ek werklik lewe. My identiteit vind ek deur God en daarom kan ek hoopvol leef. My gebed is dat elke een van ons eie gawes ontdek. Dat ons deur die Gees wat in ons werk sal besef dat ons hierdie gawes moet aanwend. Nie net in ons lewe nie, maar in die kerk. En dat ons kan weet, ons is soos en wie en wat ons is, omdat ons lewe deur die Gees. Omdat ons bevry is deur God. Amen. Terwyl ons so bly, kom ons bid saam. Ons dank U, Here, dat ons kan weet, U gee vir ons elkeen gawes, volgens U wil. En Here, gee dat ons daardie gawes sal aanwend, tot eer en verheerliking van U koninkryk. Dat ons daagliks sal besef, dat U met ons op reis is. Dat U ons gemaak het soos ons is, vir 'n bepaalde rede. Gee, Here, dat ons elke dag opnuut sal aanvaar, dat U met ons 'n plan het en daarom is ek soos ek is. En dat U met my besig is. Dat ek 'n werke in wording is. Ons dank U, Here, dat ons kan weet en kan bely dat U Gees in ons woon. Dat U Gees ons lei en dat U Gees ons versterk. Gee ook, Here, dat dit so in hierdie week sal wees. Dat ons elke dag tot die besef sal kom. Dat U ons lei, ons versterk en ons in liefde in hierdie wêreld behou. En gee dat ons dan ook deur liefde U koninkryk sal verkondig en sal uitbrei daar waar U ons nodig het. Here, elkeen wat siek is, elkeen wat hartseer beleef, elkeen wat aan die stoei is met hom of haarself, elkeen wat 'n klomp vrae het, gee dat ons na U toe sal kom. By U sal stil word, ons bagasie by U sal aflaai, en U saam met ons daardeur sal werk. Gee dat ons gawes sal gebruik om mekaar te dien, soos wat U ons roep om diensbaar te wees in hierdie wêreld. Maak ons harte sag
met u liefde. Maak ons verstande helder met u Gees. Dat ons in hierdie wêreld wat soms maar donker is, ook 'n lig van hoop sal wees. Vir mekaar en vir die wêreld. Ons bid dit alles nie omdat ons dit kan verdien nie, maar enkel en alleen uit u liefde en genade. Amen. Vriende, ons gaan saam staan en ons gaan saam ons geloof bely. Daarna bly ons staan vir die sing van die slotsang en ook so vir die seënbede. Kom ons staan dan nou saam en ons bely ons geloof in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sluit met die oorwinningslied, wat vir ons sê ons sal ons identiteit behou as ons oë rig op Jesus. Ek sien in my gees glorie, die almag van die Here, wegkyk van ander, die Here in oë. Ons sing al 3 verse. Hij is goed en heilig.
Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees bly nou by met julle almal. Amen. Baie dankie julle. Ons wil oggend lekker sing. Vir julle voorbereiding en julle moeite. Harold, is jou diens vanoggend. Ek wil dalk so vinnige ietsie sê oor die uitreik, wanneer was dit donderdag, saam met Nightlight. Hulle het so iets van 'n dubbelbespreking gehad, so ons het eintlik lekker geobserveer, om te kyk hoe is dit en wat doen hulle. Ek het komende donderdag met hulle weer 'n vergadering, dat ons kan bepaal hoe gereeld betrokke en wat ons gaan wees en kan wees. Ek moet julle sê, ek dink hulle doen wonderlike werk. Hulle is al 10 jaar wat hulle by Beenleystasie is. En daar was redelik baie mense gewees. Ek dink ons kan, ek het gister gou met Gawie gepraat, toe sê ek ook, ek dink nie ons moet die wiel herontwerp nie. Ek dink ons kan by hierdie ouens aansluit en saam met hulle 'n ding doen. Ek sal julle op hoogte hou daarvan en ons sal vir julle as daar datums is of enige inligting is, sal ons vir julle deurgee. Goed. Dankie, Harold. Goeiemôre almal, net 'n paar vinnige afkondigings. Die sonnaarskool, die skoolvakansie, so in die volgende paar weke sal nie wees nie. Die volgende sonnaarskool is weer die 14de Julie. Vanaand gaan ons laaste informele Afrikaanse diens hê. So as jy wil kom, dit is 6:00 vanaand. Nooi vir al die jonger mense uit. Dis waarvoor die diens oorspronklik dag geskep is. Dan so 'n paar Bybelstudies. Ons het die online Zoom Bybelstudie van Dominee Gawie op Dinsdag. Maar daar's ook huisgroepe by Cornelsen in Elan Kerndale, maar ook in by Market by Hannes en Magel, so op donderdag. So daar's hulle kontakdetails, die adresse. So as jy in die omgewing bly, woon asseblief by en kontak hulle daarso. Die belydensklas is dis volgende Sondag na die diens, 30 Junie. En dan ook as volgende week ook die Sunshine Coast uitreik. So as jy iemand daar ken, laat hulle weet asseblief van die diens daarso. Bazaar, die twee groot goeders is natuurlik die koektafel en die handewerktafel. Daar is die lys van goed as soek, koeke en terte. So, maar basies as jy naam nog op die lys is nie, moet jy hulle vir Tanya kontak en of Hannes en Magel met die handewerktafel. So mag seker dat julle lys of op altyd jou naam op altyd lyste is of ten minste een van die tweede lyste is. Daar's lekker koek en tee na die tyd. So ons sien julle daarso en 'n lekker week vir julle. Dankie. Ek het julle twee gemis vanoggend. Baie welkom. Ek moet vir julle van hierdie goedjies gee. Ek en Amorey was ook al op 'n stadium 'n halfuur laat vir kerk. Die heel eerste Sondag toe ons hier aankom. Ons in ons pietjie inlaat. Sal jy vir hierdie oom en tannie gee asseblief. Baie welkom julle. Dis lekker om nuwe gesigte te sien. Kom drink asseblief saam koffie, dat ons met julle kan kuier. Dankie julle, mooi dag, mooi week vir elkeen verder.